Goedemiddag, graad 12 leerders. Ik is meneer Anthony, Junaid Anthony van Hoërskool Milnerton. En vandaag gaan ons 'n bietjie kyk na die Afrikaans EAT en ons gaan spesifiek kyk na die kortverhaal. Wat ons gaan doen, ons gaan 'n bietjie kyk na verskillende aspekte rakende die kortverhale. Julle het ons al in graad 10 en graad 11 aspekte rakende verhale gedoen. So wat ons gaan doen, ons gaan kyk na die verskillende aspekte binne die voorgeskrewe kortverhaal Rot in 'n val wat vir die graad 12 voorgeskryf is. Die aspekte waarna ons gaan kyk, voordat ons by die aspekte gaan kom, wil ek net 'n bietjie praat oor die telematiese boek wat jy moet hê. As jy nie hierdie boekie het nie, praat maar met julle onderwysers en vra dat hulle dit by die distrikskantore afhaal sodat jy met die boekie kan werk. Dit is belangrik dat jy deur hierdie boekies werk, want dit berei jou voor vir jou Junie, jou voorbereidende eksamen, sowel as jou finale eksamen aan die einde van die jaar. Want dit is soortgelyke vrae wat in die vraestel aangetref sal word. Wat ons basies vandag gaan bespreek, ek wil kortliks kyk na die titel van die kortverhaal, in enige opset waarna ons kyk, enige literêre werkie waarmee ons te werke gaan, begin ons met basis maar by die titel, so ons gaan kyk na die titel van die kortverhaal. Dan wil ek ook kyk na die verloop van die kortverhaal self. Dan is daar natuurlik karakters en karakterisering, waarna ons gaan kyk en ons gaan dit 'n bietjie bespreek. Dan ook die verteller, want die verteller is mos baie belangrik. En dan wil ons kyk na die ruimte. En as dit tyd is aan die einde van die lesie, wil ek kyk na hoe ons die teks gaan analiseer. Ek wil 'n praktiese voorbeeld doen, hoe om die teks te analiseer. So basies wat ons nou gaan doen, wat belangrik is vir die EAT-leerder, jy moet die kortverhaal baie goed ken. Dit is belangrik dat jy die storielyn van die begin tot die einde ken en jy moet ook weet van al die gebeure in die storielyn. Verder is dit ook van kardinale belang dat jy die woorde, veral die moeilike woorde, ook verstaan. So, as ons nou kyk, gaan ons begin met die storielyn van die kortverhaal, Rot in 'n val, deur H. Du Plessis. So die basiese storielyn is, Lerato versorg 'n gesin, natuurlik om seker te maak, hulle kom betyds by die werk, haar man, Peniel, kom betyds by die werk, en haar seun, Klein Peniel, kom betyds by die skool. Daarna, wat dan gebeur is, sy laai vir Klein Peniel by die skool af, en gaan doen haar maandelikse inkopies. Dan gaan sy ook, en sy tel 'n pakkie op, en sy gaan trek geld vir groot Peniel. By die winkel sien sy dat die werkers 'n rot in 'n hoekie vasgedryf het, en hulle slaan hierdie rot met 'n stok dood. Tuis gekom, nou sy op Lerato gaan dan huis toe. As sy by die huis kom, dan vergeet sy om die agterdeur te sluit. Auntie Grace, die huishulp, die dametjie wat gewoonlik vir haar help, Auntie Grace, het ook nie opgedaag nie, en dit veroorsaak groot probleme vir Lerato. Wat dan gebeur is, terwyl Lerato besig is om in die kombuis rond te staan om vir haarself 'n koppie tee te maak, is daar 'n klop aan die deur en daar is 'n dame wat op soek is na werk. Hierdie dame, sy naam is Angelina, en terwyl sy daar besig is Lerato met haar man Peniel op die telefoon besig om te gesels. Klein Peniel se rot Ingondanus, dan wat dan gebeur is, later gaan Angelina kyk hoekom Lerato dan nou so, later gaan Lerato kyk hoekom Angelina dan so stil is, terwyl sy besig moet wees om die werk te doen. Wat dan gebeur is, as Lerato omdraai, staan Angelina daar met 'n mes voor haar en sy dreig vir Lerato. Sy vra vir Lerato waar die geld is, en dit is dan, Lerato bevind haar dan self, soos die titel sê, soos 'n rot in 'n val. Terwyl Lerato daar staan en dink wat om te doen, sien sy dat Angelina baie bang is, en dat Angelina basies bo op die stoel geklim het. Lerato kry die kans om die polisie te bel, en hulle arresteer vir Angelina, en ons hoor dan Angelina is eintlik 'n berigte misdadiger. Later kom groot Peniel huis toe, en hy besluit dan dat hulle liewer na 'n veiliger buurt sal trek. Dit is basies jou storielyn. So, wat ons dan nou gaan doen, ons gaan kyk eerstens na die titel. Die titel in hierdie verhaal Rot in 'n val het 'n letterlike sowel as 'n figuurlike betekenis.
As leerder moet jy kan onderskeid tref tussen die letterlike en die figuurlike betekenis van die titel. In baie gevalle sal die eksaminator ook vir jou vra om die konnotatiewe en die denotatiewe betekenis van die titel te gee. Die konnotatiewe betekenis het te maak met die figuurlike betekenis van die titel, terwyl die letterlike betekenis die denotatiewe betekenis is, wat letterlik bedoel word. So, as ons kyk na die titel, rot in 'n val, is die letterlike betekenis 'n rot wat in 'n stoorkamer vasgekeer is, en daar is geen kans vir hierdie rot om weg te kom nie. Hy sal nie kan ontsnap nie. Die kanse vir hom om te ontsnap is baie, baie skraal. Later dan sien ons ook dat hierdie rot dan eintlik doodgeslaan word deur die werkers. Die figuurlike betekenis van die titel het te maak met die mense in die storie self, die karakters Lerato en die karakter Angelina, wat vasgevang is in 'n situasie waaruit hulle nie maklik kan ontsnap nie. Hulle vind dit moeilik om daaruit te ontsnap. So, ons kyk gou eers na Lerato. By die winkel waar Lerato haar man, hoe kom dit na die kortverhaal voor? In die kortverhaal, as Lerato die pakkie gaan optel, vind sy dat die werkers 'n rot in die stoorkamer vasgekeer het. Hulle druk hierdie rot in 'n hokkie vas en hulle slaan hom dood met 'n stok. En dit is natuurlik die letterlike betekenis van die rot wat werklik doodgeslaan word. Die figuurlike betekenis word in die twee verskillende karakters aangetref. Die eerste een is by Lerato, nadat Angelina vir haar basies met die mes dreig, dan sê dit vir ons in die storie, Lerato sit soos 'n rot in 'n val as Angelina haar probeer beroof. Ons weet natuurlik Lerato wat die uitdrukking sit soos 'n rot in 'n val, die beeldspraak daar is 'n vergelyking. En hierdie vergelyking wys vir ons hoe bang Lerato eintlik is terwyl sy daar staan en sy hoop en bid dat daar hulp sal kom. Die betekenis is, sy kan nie, daar is natuurlik vir Lerato geen kans om te kan ontsnap nie. Die ander geval van die figuurlike betekenis van hierdie titel is waar Angelina voel ook soos 'n rot in 'n val as klein Peniel se rot Igundani voor haar staan. En dit wys vir ons Angelina se vrees vir rotte. En dit is baie belangrik dat u ook dit verstaan, dat daar die rot in 'n val kom in twee gevalle figuurlik voor, waar Lerato deur Angelina gedreig word, en die ander geval is waar Angelina se vrees vir die rot na vore tree en sy voel dan selfs soos 'n rot in 'n val. Moontlike vrae wat 'n mens kan kry oor die titel is natuurlik, is die titel gepas? En as leerder moet jy kan verduidelik hoe of hierdie titel gepas is en hoe sluit hierdie titel dan aan by die res van die verhaal. So, as ons kyk na is die titel gepas, definitief is die titel gepas, want op letterlike vlak kom daar die storie van die rot wat in 'n val vasgevang is en doodgemaak word, maar op figuurlike vlak kom dit ook by die hoofkarakter wat voel soos 'n rot wat in 'n val vasgekeer is. Dan die volgende vraag wat ons kan ook vra is dit wat in die verhaal gebeur geloofwaardig? Geloofwaardig het natuurlik te maak met, kan so iets werklik gebeur? Kan so iets in die regte lewe gebeur? En as ons mooi gaan stilsit, kan ons besef, dit kan in die regte lewe werklik gebeur. Baie kere neem mense vanaf die pad af in om vir hulle 'n taakie te verrig, om vir hulle werkie te doen, sonder dat hulle die agtergrond van daardie persone ken. So, dit kan wees dat daardie persoon dalk 'n gevaarlike misdadiger kan wees, en dan kan dieselfde met 'n ander persoon of mense in die werklike lewe gebeur. So ja, dit wat in die verhaal gebeur, is geloofwaardig. En dan 'n derde vraag wat jy natuurlik ook kan verwag, hoe sou jy opgetree het as jy in 'n soortgelyke situasie as Lerato was? Die vraag weer eens, hoe sou jy opgetree het as jy in 'n soortgelyke situasie as Lerato was? Hier moet jy onthou, dit is jou persoonlike opinie.
Dit gaan nie hier om wat is reg en wat is verkeerd nie, maar hoe jy hierdie vraag beantwoord en hoe jy daarop reageer. 'n Baie gepaste antwoord sou byvoorbeeld gewees het, as ek in dieselfde geval as Lerato was, sou ek die polisie geskakel het, of selfs ek sou tot aksie oorgegaan het en selfs vir Lerato vir Angelina aangeval het om myself te verdedig. Of ek sou probeer ontsnap het uit die huis. 'n Ander voorbeeld wat jy kan gebruik is byvoorbeeld om te sê, terwyl Angelina bang was vir Igundane, sou ek weggehardloop het en so na die naaste bure gehardloop het en vir hulle gevra het om my te help. So dit is dan die titel van die kortverhaal. Onthou weer eens, die titel van elke ander kortverhaal moet jy ook kyk daarna na die letterlike en na die figuurlike betekenis. Vervolgens gaan ons kyk na die verloop van die kortverhaal. Eerstens is daar die eksposisie. Die eksposisie is die openingstoneel waarin hulle vir ons 'n bietjie vertel van die karakters en die ruimte waar die verhaal afspeel. In die kortverhaal Rot in 'n Val is die eksposisie, die Petsoani gesin is besig om reg te maak vir die dag. Dit is oggend in hulle huis en hulle is besig om reg te maak vir die dag. Klein Peniel is op pad skool toe en groot Peniel is op pad om te gaan werk. En ons hoor ook die Rot Igundane is soek. Die Rot is natuurlik Klein Peniel se troeteldiertjie. Later by die winkel sien Lerato hoe hulle 'n rot doodmaak. Dan die motoriese moment. Die motoriese moment is daardie een oomblik in die verhaal wat al die ander gebeure laat gebeur. En in hierdie verhaal is die motoriese moment die oomblik toe Lerato vir Angelina toelaat in haar huis om haar huistake vir haar te kom doen. Dan is daar konflik. Konflik het te maak met die kwessies waarmee die karakters binne in hulle self en soms ook in die publiek mee te maak het. Ons kry innerlike konflik en uiterlike konflik. As Angelina vir Lerato dreig met die mes, is dit 'n voorbeeld van uiterlike konflik. Die leser kan dit sien en ons verstaan wat gebeur. Maar Lerato ervaar ook innerlike konflik. As Angelina vir haar dreig met die mes, dink sy aan die gevalle toe groot Peniel vir haar gesê het, Lerato, jy moet altyd die deur sluit. Moenie die deur oop hou nie. So, nou is dit haar innerlike konflik, want sy is ontsteld dat sy nie gedoen het soos haar man vir haar gesê het nie. Na konflik is daar natuurlik die klimaks in die verhaal. Die klimaks in die verhaal is wanneer die dreigende Angelina bo op 'n stoel doodbang staan en dit vir 'n rot. Die mes het uit haar hand uitgeval en nou staan sy daar vreesbevange. Dit is natuurlik dan ook vir ons dit is eintlik humoristies, want hierdie Angelina wat nou so 'n dreigende houding teenoor Lerato ingehou het, is nou skielik baie bang vir die rot. En dan is daar natuurlik die verrassingselement aan die einde van die verhaal. Die verrassingselement is wanneer ons uitvind dat die gawe Angelina eintlik 'n gevaarlike misdadiger is, wat al baie kere by ander plekke ook ingebreek het en mense beroof het. So, dit is dan die basiese verloop van die storie. Vervolgens kyk ons gou na die karakters en die karakteruitbeelding. Daar is verskillende karakters in hierdie kortverhaal. Daar is menslike karakters en daar is ook nie-menslike karakters in hierdie verhaal. So ons kyk eers na die menslike karakters. Daar is die Petsoani gesin met groot Peniel wat die pa is, klein Peniel wat die seun is en Lerato wat die ma van die gesin is. Dan hoor ons ook natuurlik van Grace. Grace is die huishulp van die Petsoani gesin. Ons ontmoet haar egter nooit nie, maar ons kom agter dat Grace ietwat lui is by tye, want daar is daar wat sy kom om te kom werk
en dan is daar wat sy net besluit, sy kom nie meer werk nie. Die ander karakter wat belangrik is in die verhaal, die menslike karakter, is Angelina. En Angelina is 'n berugte en gevaarlike skelm wat haar as 'n huishulp voordoen. Sy is nie werklik 'n huishulp nie, sy gee voor dat sy 'n huishulp is, en so beroof sy dan mense, veral mense wat dit nie verwag dat sy vir hulle gaan beroof nie. Dan ook is daar natuurlik die 2 polisiemanne wat opdaag, nadat Lerato daarin geslaag het om die ambulansdienste te bel, en die ambulansdienste die polisiemanne verwittig het, of die polisiemanne ingelig het, om na Lerato se huis te gaan. Dit is luitenant Moroka en sergeant Roots. Dit is die 2 polisiemanne wat tot Lerato se hulp kom. So dit is jou menslike karakters. En dan ook natuurlik die nie-menslike karakters. In baie gevalle tree daar ook diere op as karakters in verhale, en hier het ons 2 karakters as diere wat in die verhale optree. Eerstens is daar Igundani, dit is Klein Peniel se troetelrot. En hy is eintlik ook een van die hoofkarakters in die verhaal, omdat hy eintlik die beslissing kom vel hier aan die einde, wanneer hy die oorsaak is dat Angelina nie vir Lerato kan beroof nie. Dan is daar ook Kuku. Kuku is die huiskat van die Petsoani gesin. Wat ek gaan doen, ek gaan net gou weer terug na die karakters toe, want onthou, dit is baie belangrik dat jy die karakters se name moet kan skryf. Die spelling moet 100% korrek wees, en as jy dit in 'n eksamen kry, dan moet jy natuurlik weet hoe om hierdie name te spel. So kyk net weer na die menslike karakters, die Petsoani gesin, groot Peniel, kyk na die spelling van Peniel, klein Peniel en dan Lerato, so die name moet jy korrek spel. Dan is daar ook Grace, en in die kortverhaal praat Klein Peniel van Anti-Grace, so dit word aanvaar binne die konteks van die kortverhaal en die inligting wat in die kortverhaal is, kan jy ook sê Anti-Grace. Dan is daar Angelina, en kyk hoe spel hulle Angelina se naam, maak seker dat jy dit kan spel. Die 2 polisiemanne se name, luitenant Moroka en dan sergeant Roots. Ook saam met die nie-menslike karakters, hulle het ook eie name, so weer eens moet jy ook daardie name kan spel. Igundani, wat 'n belangrike karakter is, sy naam moet ook gespel kan word. En dan is daar Kuku, die huiskat, en Kuku se naam moet jy ook kan spel. Dan is daar, dit is nou die karakters wat in die verhaal na vore tree. Wat ons gaan doen, ons gaan nou kyk na die karakterisering, hoe word die karakters beskryf in die verhaal. Gewoonlik leer ken ons karakters in 'n verhaal op 3 verskillende maniere. En jy as leerder moet hierdie maniere uit die kortverhaal kan lig. Jy moet in die kortverhaal kan gaan en jy moet dit kan identifiseer en dit kan uitlig. Die eerste een is 'n direkte beskrywing. Weer eens die term direkte beskrywing. 'n Direkte beskrywing is wanneer iemand vir jou vertel hoe die karakter fisies lyk. So kan jy byvoorbeeld sê, die seun het swart hare, hy het blou oë, hy is lig van kleur, hy is lank. Dit is 'n direkte beskrywing. Dan kry ons ook dialoog. Verskillende karakters in die kortverhaal praat van mekaar of hulle praat oor ander karakters en hulle gee dan vir ons inligting van daardie karakters. So dit is basies maar wat die karakters van mekaar sê. As jy nou 'n praktiese voorbeeld wil hê, as jy kyk na jou klasopset, jou klaskamer opset, waar jy saam met 'n maat sit en jy praat van iemand anders in die klas en jy sê om duidelik te wees, sê jy presies vir die persoon hoe die persoon aangetrek is. Dit is die dialoog tussen julle twee, maar dit gee ook vir ons 'n beskrywing van die karaktere. En dan derdens is daar handeling. Handeling het te maak met hoe die karakter optree, sy aksies, dit wat hy doen in 'n situasie wat vir ons iets vertel van sy waardes, sy morele waardes van die karakter. 'n Goeie voorbeeld hiervan is natuurlik as 'n jong man en sy meisie af in die pad loop. Laat een aand loop hulle af in die pad
En skielik is daar 'n paar kerels wat vir hulle omring en hulle wil vir hulle aanrand en die jong man hardloop weg. As die jong man weghardloop en sy meisie net daar los, wat sê dit vir ons van hierdie jong man as karakter? Dit sê vir ons hy is 'n lafaard en hy dink net aan sy eie veiligheid. Dit sê vir ons iets van sy morele waardes. Hy is nie regtig lief vir die jong meisie nie en daarom het hy haar aan haar eie lot oorgelaat. So weer eens die 3 dinge waarna jy moet kyk as ons karakters probeer uitbeeld, is direkte beskrywings wat van die karakters gegee word, die dialoog wat van die karakters vir ons gegee word en die handeling wat daar plaasvind en hoe die karakter optree in 'n situasies. Vervolgens kyk ons na, ek gaan nou nie na al die karakters kyk nie, in die verhaal kyk nie, ek gaan na een van die karakters kyk, wat vir my nogals uitgestaan het in Rot in die Val, maar onthou, jy moet ook na die ander karakters gaan kyk en hulle inligting uithaal, sodat as ons vra, gee 'n karakterbeskrywing van byvoorbeeld Klein Peniel, Groot Peniel, Lerato, Stersante Roots, dan moet jy vir ons 'n karakterbeskrywing kan gee. Dit is baie belangrik dat hierdie inligting kan jy uit die storie uit aanhaal. So ons kyk eerstens na die karakter Angelina, die karakterbeskrywing van Angelina. So, as ons vir Angelina leer ken ons vir haar deur die oë van Lerato. So sy word meestal direk beskryf, maar deur die oë van Lerato. Goed? So, Lerato sê vir ons, Angelina het 'n grouwe gesig. Grouwe gesig het natuurlik te maak met die hoe die gesig fisies lyk. En boonop, as jy kyk na haar hare, het sy 'n rasta haarstyl. So dit is 'n beskrywing van Angelina as ons na haar kyk. Dan beskryf Lerato vir haar ook as 'n dame met bultende heupe. Om die heupe is sy 'n bietjie breed en haar bene is baie maar. Dan sê sy ook dat Angelina swart oë het en dat sy groot hande het. En Lerato dink dat Angelina eintlik lelik is. Daar kom ook eintlik 'n mate van 'n kontras voor in hierdie aanhaling van Lerato wanneer sy vir Angelina beskryf en haar naam vra en Angelina sê haar naam is Angelina, dan sê Lerato, "Ai, die lelikste eentjies het altyd die mooiste name." So die lelike eentjie en die mooiste naam het natuurlik te maak met so kontras wat daar voorkom. Dan die verder beskrywings van Angelina wat ons nog in die verhaal kry. Daar is een van haar tande is kort, wat beteken die een tand is uit, haar mond uit, en dan is daar ook 'n ander tand wat halfpad gebreek is. Hy's afgebreek en daar's net 'n stuk van die tand wat nog oor is in die mond. Dus so, dis belangrik dat jy ook hierdie inligting van Angelina onthou en dat jy hierdie inligting ken. Dan ook vergelyk Lerato later vir Angelina met Antigreis. En sy sê, Angelina is sterker as Antigreis. Want fisiese liggaamsbou en ook natuurlik die tipe werk wat Angelina kan doen, sy kan dit vinniger as Antigreis doen en daarom voel Lerato sy is sterker as Antigreis. Maar ons kom egter ook agter dat Angelina 'n skelm en 'n rower is. En dit uit haar handeling. Wanneer sy vir Lerato met die blink mes dreig, besef ons sy is eintlik 'n skelm en 'n rower en sy is nie so gaaf as wat sy voorgee om te wees nie. En dan laastens besef ons, Angelina het ook 'n groot vrees vir rotte. En hierdie vrees vir rotte is 'n werklike vrees, want dit laat vir haar selfs vergeet van die misdaad wat sy wil pleeg. Sy gooi die mes op die grond en sy spring basies op die stoel. So groot is haar vrees vir rotte. Vir ons as mens is dit gewoonlik, dit is 'n ongekende vrees. Dit is eintlik laf dat sy so 'n groot vrees kan hê en dit vir 'n rot, maar vir haar wat Angelina is dit 'n werklike vrees en dit is 'n fobie wat sy nie oorgekom het nie. Goed. Die volgende karakter waarna ons gaan kyk is een van die diere karaktertjies. En die hoofdiere karaktertjie is natuurlik Igundani. So Igundani, hy word ook direk beskryf deur die oë van Lerato wanneer hy daar staan dreigend teenoor Angelina. Hy het blink oogies wat rooi in kleur is
en dit is 'n kaal rot stertjie wat in die lug staan. Hy het ook 'n lang snor. So 'n opdrag wat jy dalk by die huis kan uitvoer is lees net weer deur die verhaal op jou eie en gee elke karakter wat in die verhaal is, se karakteruitbeelding. So jy begin dan natuurlik met Lerato en dan gee jy alle inligting wat jy weet van Lerato. Byvoorbeeld, Lerato is hardwerkend. Sy bly besig. Sy's 'n huisvrou. So al die inligting wat jy oor Lerato kry, kan jy vir ons dan neerskryf. Dan ook natuurlik groot paneel en die inligting wat jy oor groot paneel kan kry en ook soms van die inligting wat jy kan aflei. Dan weer klein paneel, die inligting wat ons van hom het en wat ons van hom kan aflei. Anti-Grace se inligting en ook Lerato, Sergeant Roots en Luitenant Marokko se inligting wat ons kan aflei. Moontlike vrae weer eens wat jy in die eksamen kan verwag. Onder aan die geel gedeelte op die bladsy staan daar moontlike vrae. Kyk maar weer na die moontlike vrae. Met watter karakter het jy die meeste simpatie? En hier moet jy natuurlik die karakter kies met wie jy die meeste simpatie het. Hoewel dit nie hier aangedui is nie, vra hulle ook gewoonlik gee 'n motivering vir jou antwoord. Hoekom is hierdie persoon die karakter met wie jy die meeste simpatie het? Goed so. Dan die volgende vraag wat jy ook kan verwag, 'n soortgelyke vraag, met watter karakter kan jy assosieer of kan jy identifiseer? Wat beteken, watter van die karakters in die verhaal het kwaliteite waarna jy opsien of wat jy in jouself sien? Dit is maar wat hierdie vraag beteken. Watter karakter kan jy mee assosieer of met watter karakter kan jy identifiseer? So basies moet jy die naam van die karakter vir ons noem, byvoorbeeld Lerato, en dan sê jy, want sy is hardwerkend en ek is ook hardwerkend. Of jy kan byvoorbeeld sê met klein Pennuel, want hy is nog op die skool en ek is ook nog op skool. So dit is die manier hoe jy hierdie tipe vrae beantwoord. Jy moet 'n verband terugtrek na jouself as die spreker toe. So hulle vra dan die derde vraag wat daar is, en die vraag is, dink jy Lerato is 'n slim vrou? Hier is dit jou persoonlike opinie, maar onthou, jy moet die inligting wat in die storie is en wat in die storie gebeur, moet jy in ag neem. Dit moet jy in ag neem. Goed? So, en weer eens die vraag, dink jy Lerato is 'n slim vrou? Antwoord ja of nee en motiveer jou antwoord. So 'n geskikte antwoord byvoorbeeld sal wees nee, Lerato is nie 'n slim vrou nie, want sy neem 'n vrou van die pad af in wat sy van geen kant af ken nie. So weer eens, dink jy Lerato is 'n slim vrou? Nee, sy is nie 'n slim vrou nie, want sy neem 'n vrou van die pad af in van wie sy geen kennis het nie. Goed. Die volgende vraag, gaan ons kyk na die verteller en die vertelperspektief. Die vertelperspektief. Daar is 3 verskillende tipe vertellers wat jy kennis van moet dra. Daar is natuurlik 3 verskillende tipe vertellers wat jy kennis van moet dra. Die eerste persoonsverteller. En ons kyk na die voornaamwoorde ek en ons as ons praat van 'n eerste persoonsverteller. Dan is daar 'n tweede persoonsverteller. Die voornaamwoorde wat algemeen in die storie sal voorkom is jy en jou. Dan is daar 'n derde persoonsverteller. Hier is dit die hy, die sy en die hulle wat as voornaamwoorde na optree. In Rottenieval het ons natuurlik 'n derde persoonsverteller en ons noem hom ook soms die alomteenwoordige verteller. Weereens die woord alomteenwoordige verteller. Dit beteken basies die verteller is daar reg deur die storie en hy vertel vir ons basies wat gebeur. Dan moet jy natuurlik ook ken wat is die funksie of die voordeel van hierdie tipe verteller. En die voordeel van die verteller is dit gee vir ons 'n kans om die karakters se gedagtes en gevoelens te sien. Okay? So dan
Vervolgens kyk ons gou na ruimte en tyd. Ruimte is die plek waar die storie afspeel. Goed, so die storie speel af in die Petswani gesin se huis. Dit is waar die storie begin. En die verhaal begin in die oggend, dit is oggend, en Lerato is besig natuurlik om vir klein Peniel reg te maak vir die skool. Dan verskuif die toneel by die skool waar Lerato vir klein Peniel aflaai. Hierna gaan Lerato na die winkel toe waar die rot doodgemaak word en laastens ons is weer terug by die Petswani huis. So daar is 'n paar verskillende ruimtes in die kortverhaal, maar die belangrikste ruimte is die Petswani gesin se huis. So weer eens net die 4 ruimtes, die Petswani se huis. Tweedens, die skool waar Lerato vir klein Peniel aflaai. Derdens, is daar die winkel waar die rot doodgemaak word. En dan kom ons weer terug na die Petswani huis toe. Ironies is eintlik dat hierdie huis die veilige ruimte moes wees, maar ons besef dat dit eintlik nie so veilig is nie. Ons leer dan ook van die ruimte dat die Petswanis, Lerato en haar gesin het in hierdie voorstedelike gebied ingetrek. Dit is 'n nuwe gebied. Daar is nie juis buurmense rondom hulle nie, daar is nie bure rondom hulle nie. So en dan ook die feit dat groot Peniel vir Lerato gedurig gesê het, maak seker dat jy die deure sluit. So dit dui eintlik vir ons aan dat daar is die vrees dat iets kan gebeur. So die ruimte speel natuurlik ook 'n belangrike rol in die bepaling van wat in die storie gebeur en wat in die storie gebeur het. Dan die tyd in die storie het te maak met die periode of die tydsduur wat in die verhaal gedek word. Die tydsduur is basies 'n paar ure in 'n besige dag. Dit begin die oggend en dit eindig later die dag wanneer groot Peniel en klein Peniel ook by die huis is. So, ons weet natuurlik die verloop van die tyd, nadat Lerato vir klein Peniel afgelaai het sy winkel toe gegaan en sy het weer terug huis toe gekom en in daardie tyd, toe sy by die huis is, het Angelina vir haar probeer beroof, sy het die polisie geskakel en dit is dan wanneer klein Peniel en groot Peniel ook by die huis aankom, so dit dek basies 'n paar ure in die dag, dit dek nie die volle dag nie. Die vraag wat hulle moontlik kan vra is, hoe dra die keuse van 'n ruimte by tot dit wat met Lerato gebeur het? Weereens die vraag, hoe dra die keuse van ruimte by tot dit wat met Lerato gebeur het? Die antwoord sal wees, omdat Lerato se huis in 'n voorstedelike gebied is, waar daar nie baie nuwe huise is nie, en waar daar nie baie mense woon nie, is Lerato 'n maklike teiken vir rowers soos Angelina. En dit is hoe die ruimte dan bydra tot dit wat met Lerato gebeur het. Goed. Dan daarsins wil ons net gou kyk na die teksanalise. Die teksanalise. So onthou, as jy kyk na die teks wat vir u gegee is, daar staan seker net vol geëet. En toe by die sydeur uitgeglip, dink Lerato vis en loop ergerlik badkamer toe om 'n hoofpynpil te gaan haal. So, as jy mooi kyk, dit sê seker net vol geëet en toe by die sydeur uitgeglip. So, die uitgeglip deel gee vir ons 'n idee dat Lerato al klaar 'n idee het dat Angelina nie so 'n gawe mens is as wat sy voorgee is om te wees nie. Dan praat ons van dink Lerato vis. Dit gee vir ons hoe Lerato op daardie oomblik voel. Sy is vis, sy is ongelukkig omdat sy nou so vir Angelina vertrou het en dit lyk asof Angelina vir haar in die steek gelaat het. Dan loop sy ergerlik badkamer toe.
Dit is natuurlijk die aksie, die handeling van Lerato. En dan gee dit vir ons die rede hoekom sy na die badkamer toe geloop het. Sy gaan badkamer toe om 'n hoofpynpil te gaan haal. Dan besef as sy daar kom, sy verstyf in haar spore toe sy iets gewaar. Dadelik gaan staan sy doodstil want sy gewaar iets en dit is wanneer ons besef dat Angelina vir Lerato wil beroof. En Angelina sê, die geld, waar bære jy die geld? En dan gee hulle vir ons 'n beskrywing van Angelina. Angelina se oë is nou getrek. So die oë wat eens oop was en wat so gaaf gelyk het, is nou getrek en dit lyk nou wreed. En in een hand is daar 'n groot mes. In een hand is daar 'n groot hand flits 'n mes dreigend. So sy is besig om met die mes in die hand te staan en sy is natuurlik besig om vir Lerato te dreig. Dan die reaksie van Lerato op hierdie konflik oomblik waar Lerato by Angelina met die mes voor haar staan. Die reaksie van Lerato. Lerato se bene voel lam en alles om haar begin skielik te draai. Dit gebeur ook mos met baie veronderstel dieselfde het met jou gebeur. Hoe sou jy gereageer het? Wat sou jou liggaamlike reaksie gewees het? Sou jou bene ook lam geraak het? Sou jy ook gevoel het asom die wêreld met jou begin draai? Of sal jy net weggehardloop het? Goed, so. Dan weer vervolgens, ag hemel tog. Ek prewel sy deur droë lippe. Ek het niks geld in die huis nie. Ek sal vir jou by die bank gaan haal. So, Lerato is eintlik hier besig om vir tyd te speel. En sy probeer vir Angelina flous, deur vir Angelina te sê dat daar nie geld in die huis is nie en sy sal gou terug gaan bank toe om geld te gaan haal. En natuurlik sou sy nie bank toe gaan om geld te gaan haal nie, sy sou die polisie geskakel het of iemand geskakel het. Al wat Lerato probeer doen is sy probeer net om weg te kom van hierdie situasie waarin sy haar bevind. Ek sien net hier is 'n vraagie, ek wil gou net teruggaan. Hier is 'n vraagie wat sê, is dit moontlik dat Angelina vir Lerato van die winkel af kan gevolg het? Die moontlikheid bestaan daar, maar dit kan ook wees dat Lerato gedurig in die omgewing besig was om daar rond te kyk wat aangaan in die omgewing. En sy het al vir Lerato vir 'n hele tydjie dop gehou en gesien dat Lerato alleen by die huis is en dat Lerato dat sekere dae is dat Auntie Grace nie kom nie. En hierdie wat Angelina natuurlik besef het is dat dalk kom Auntie Grace op 'n sekere tyd by Lerato se huis aan. En op hierdie dag was Auntie Grace nie op daardie spesifieke tyd daar nie. So nou het Angelina gesien, dit is nou haar kans om tot aksie oor te gaan. Sy kon nou natuurlik vir Lerato beroof. Sy het dalk nie geweet van die geld wat Lerato vir Groot Paneel moes gaan trek het nie, maar sy het kennis gedra van die huis, dat die Botswanis welgesteld is, dat die Botswanis 'n bietjie wel af is, hulle is ryk mense, hulle het nie 'n tekort aan geld nie, so dit kan wees dat Angelina hulle al vir 'n lang tydjie dopgehou het en daarop gereageer het. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Volgende is dan, kyk ons weer terug na die teksanalise. Jy lieg. Dit is natuurlik Angelina wat nou reageer op wat Lerato vir haar sê. Sy sê, jy lieg. Die grove stem is dreigend soos die blink mes. Baie goeie beskrywing, hier het ons te maak met 'n vergelyking. Die woord soos, dui mos vir ons die vergelyking aan, en die blink mes is 'n voorbeeld van herhaling. So, dit wil vir ons beklemtoon hoe die kleur van die mes, en dan sê Angelina vir Lerato, ek het gehoor, jy sê, jy het die geld gebring. So wat het Angelina gedoen? Sy het Lerato se gesprek afgeluister. Toe Lerato op die telefoon is, saam met Groot Paneel,
Toe het sy vir groot Peniel gesê, sy het die geld gebring en die geld is by die huis. En dit is hoe Angelina geweet het, daar is ekstra geld in die huis. En nou vra Angelina, waar is dit? Goed, so, dit is dan basis waaroor die teks gaan. Wat ons nou gaan doen, ons gaan nou terug na jou telematiese onderrig, die Afrikaans eerste addisionele taal vrae. Ons gaan kyk na die voorbeeldvrae in die boekie. Dit is op bladsy 6. So, as jy net, ek gaan net vir jou tyd gee om jou boekie te kry en om vinnig te gaan na bladsy 6 toe. So wat ons gaan doen, ons gaan terug na bladsy 6 toe. Vraag 1.1, wat ons nou gaan doen, ek wil basis net hê, jy moet toch kyk na die vraag en kyk ook maar wat ek doen as ek die vraag gaan beantwoord. Vraag 1.1 is natuurlik 'n veelkeusige vraag. En die vraag sê, kies die korrekte antwoord. Skryf slegs die korrekte letter langs die vraagnommer neer. Dit is belangrik dat jy die vraag lees en die instruksie volg. Kyk mooi, dit sê, skryf slegs die korrekte letter langs die vraagnommer neer. So in jou antwoordboekie gaan jy nou byvoorbeeld skryf 1.1, jammer, 1.1, so 1.1, dit is wat jy gaan skryf, en dan gaan jy kies. Hulle sê, die vraag sê, Lerato was haastig, omdat sy, A, klein Peniel by die skool moes aflaai, B, inkopies moes doen, C, iets wat sy bestel het, moes optel, of D, al bogenoemde moes doen. Kom ons kyk, ons gaan punt vir punt deur die vragies gaan, deur die antwoorde gaan. Ons weet, sy moes vir Peniel by die skool aflaai, so dit is een van die feite wat korrek is. Dan nommer 2, dit was einde van die maand, ja, het beslis, so sy moes inkopies doen, so dit is ook reg. Dan nommer 3, iets wat sy bestel het, moes optel. Lerato noem in die storie, die pakkie, sy moet die pakkie gaan optel, en dit is hoe sy by die stoorkamer kom, by die kamer kom, althans by die winkel kom, waar hulle die rot doodmaak, so dit is ook korrek. So kan jy sien, al 3 die antwoorde is korrek, so dit kan net antwoord nommer D is, so die antwoord is 1D, al bogenoemde moes doen. So al wat jy moet skryf in die eksamen, 1.1, en dan die letter D. Jy hoef nie die woorde neer te skryf nie. Goed, dan vraag, is die vraag nou, jammer, vraag 1.2, vraag 1.2 sê, verduidelik, so verduidelik is belangrik, die woord verduidelik is belangrik, waarom 'n mens kan sê, dat Lerato onverantwoordelik was, ten opsigte van haar eie veiligheid. So dit is die belangrike woorde in hierdie vraag. Die eerste een is verduidelik, so ons verwag dat jy 'n volle sin moet gee, waarin jy jouself verduidelik, en dit het natuurlik ook te maak met die storielyn, wat in die storie gebeur. So onthou, verduidelik waarom 'n mens kan sê, dat Lerato onverantwoordelik was, ten opsigte van haar eie veiligheid. So jou antwoord sal wees in hierdie trant, so jy sê 1.2, 1.2, oké, goed so, sy sê, sy was onverantwoordelik. Onthou, moet tog nie jou antwoord begin met omdat en want nie. Skryf liewers 'n volsin, want dit orden jou gedagtes en dit orden jou idees ook. So jy sê, jy haal gedeelte uit die sin uit die vraag uit. Lerato, dankie, was onverantwoordelik, want. En nou gaan jy die rede gee, hoekom jy sê sy onverantwoordelik was. Want die rede waarom sy onverantwoordelik was, want sy het nie die deur agter haar gesluit nie. Want sy het nie die deur gesluit nie.
En dit is hoe jy jou punt sal kry. So onthou, as jy 'n deel van die vraag uithaal as jou antwoord, dan lei dit jou ook in terme van hoe jy jou vraag gaan beantwoord. Vraag nommer 1.3. 1.3. Wat het Lerato laat besluit om die werk vir Angelina aan te bied? So die vraag is, wat het Lerato laat besluit? Die besluit woord is belangrik daar. Besluit is die belangrike woord. Wat het Lerato laat besluit om die werk vir Angelina aan te bied? Aan te bied is maar net om die werk vir Angelina te gee. Wat het hy laat besluit om die werk vir Angelina te gee? En al wat jy daar kan sê is 1.3. As jy antwoord skryf, dan skryf jy byvoorbeeld 1.3. Auntie Grace het nie kom werk nie. En daarom het Angelina, althans en daarom het Lerato vir Angelina die werkie gegee. So, dan vraag 1.4. Ons kan net kyk na vraag 1.4. Hier is nou natuurlik 'n paar moeilike woordjies in, so ons gaan ook eers kyk na daardie paar moeilike woordjies. Waarom het Lerato agterdogtig geraak terwyl sy die kruideniersware weggepak het? Agterdogtig. Die woord agterdogtig, as jy 'n woord wat na aan Engels is wil vat, dan is dit suspicious. Waarom het Lerato suspicious geraak terwyl sy die kruideniersware weggepak het? Wat het veroorsaak, wat het gemaak dat Lerato nou skielik suspicious is oor wat in die huis aangaan? So as jy kyk, soos 1.4, wat het Lerato agterdogtig gemaak? Die feit, so jy moet 'n feit gee, die feit dat dit doodstil binne die huis was. Dit is vir 'n agterdogtig gemaak. Want as daar iemand anders in die huis is en hierdie persoon is besig om skoon te maak, dan sal daar 'n geraas wees, daar sal 'n lawaai wees. En skielik was daar net so 'n doodse stilte en dit het vir Lerato agterdogtig gemaak. So, dan vraag nommer, kom ons kyk gou na vraag, na die leesstukkie wat nou daarna volg. Die leesstukkie wat nou daarna volg sê, seker net vol geëet. Ek gaan dit weer vir julle lees. En toe by die sydeur uitgeglip, dink Lerato vies en loop ergerlik badkamer toe om die hoofpynpil te kry. Dan staan daar syferstyf. Ja? So onthou, die oomblik as jy die woord sy sien, dan maak dit ons te maak met die verteller. So ons weet dit is 'n derde persoons verteller, in hierdie geval die alomteenwoordige verteller. So, sy verstyf in haar spore toe sy iets agter haar gewaar. So dit het te maak met Lerato. So, as jy kyk na die teks byvoorbeeld wat nou hier is, moet jy die teks kan plaas binne die res van die kort verhaal. Hierdie ene kom spesifiek uit net voordat Angelina vir Lerato natuurlik dreig met die mes en vir haar vra, waar is die geld? Ook so, jy moet nou weet wat vooraf gebeur het en wat agterna gebeur. En alles wat hier gebeur, moet binne die konteks van die verhaal wees. Jy kan nie buite die verhaal werk nie. Jy kan nie jou eie idees en gedagtes kom neerpen nie. Alle antwoorde moet verband hou met dit wat in die kort verhaal geskryf is. So, dan kyk ons goed so, 1.5. Hoe sou jy Angelina se houding teenoor Lerato beskryf toe sy agter haar staan? Dit is 'n vraagie. Hy sê, hoe sou jy Angelina se houding, haar houding teenoor Lerato beskryf toe sy agter haar staan? So Angelina staan agter haar
As iemand vir agter jou staan en die persoon wil jou seermaak, hoe sal daardie persoon se houding wees? En die houding, hoe sê die houding van Angelina is, hulle soek net een woord, so weer eens moet jy net een woord gee. Nou kan jy nie 'n volle sin skryf, die instruksie sê, gee een woord. So die een woord is, dreigend. Sy is daar, sy staan daar, en sy is dreigend as sy agter Lerato staan. Dan 1.6. Hoe weet Angelina dat Lerato geld in die huis het? Hoe weet Angelina dat Lerato geld in die huis het? 1.6. Jy moet onthou, Angelina het Lerato se gesprek met Peniel afgeluister, dis hoe sy weet, daar was geld in die huis. So jou antwoord sal wees, sy het Lerato se gesprek afgeluister. En dis hoe sy geweet het, Lerato het geld in die huis. Dan vraag 1.7, hoe is die wapen uiteindelik van Angelina weggeneem? En kyk mooi, weggeneem is in aanhalingstekens. So, wat nou gebeur is, hoe is die wapen uiteindelik weggeneem? Haar vrees vir Igundani, sy was mos bang vir Igundani, so haar vrees vir Igundani het veroorsaak dat sy haar mes verloor het. Graad 12 leerders, ek hoop regtig, hierdie het 'n bietjie gehelp met die kortverhaal Rot in 'n Val. As daar enige addisionele vrae is, enige ander vrae wat jy wil vra, sal ek dit waardeer dat jy dit deurstuur. Ek sal sover as moontlik die vrae probeer beantwoord. Ek sien hier op 1.5 is daar ook die antwoord. Hulle vra Angelina se houding by Lerato. As ek sê aggressief, ja, beslis dit kan aanvaar word. Aggressief kan aanvaar word, maar asseblief nie aggressief nie, want aggressief is die Engelse woord. Aggressief is AGGRESSIEF. So jy moet seker maak dat dit die Afrikaanse spelling is. Aggressief. AGGRESSIEF. So. Baie dankie dan vir u weer eens en ek hoop dit het gehelp. Volgende keer sal ons kyk na een van die ander kortverhale. Soos ek gesê het, as daar enige ander probleme is, enige ander vrae is waarmee u sukkel in terme van die kortverhale en selfs ook van die gedigte, staan dit u vry om 'n e-pos te stuur of om 'n WhatsApp te stuur. As daar tyd is, sal ek beslis daarop reageer en ek sal sover as moontlik probeer om die korrekte antwoorde en die korrekte inligting aan u deur te stuur. Baie dankie. Hoop u geniet die res van die dag.